communicate. In die begin was daar natuurlik rondstekeninge en brandsyne. En jy weet, eventueel het ons gekom met briewe en na briewe, toe begin ons met mekaar op alle maniere te connect. Jy weet, dit was dan eerst ons terug. Moorskap, wat was dit geweest? Dit was een Telegram. Maar dit was die secret is Moorskap, ja. En hulle het met Moorse kode gecommunicate al die tyd. As jy van die ou boormovies gekyk het, sal iemand sê, ek het net 'n telegraaf ontvang van Pakistan af. Dit gaan nie goed nie. Daar was baie nieuws, stuur geld. Nee? So daar was sulke goed. En toe begin ons stille raak, en toe begin die telefoon daar te wees. En dit aan die telefoon, toe kom die internet. Ek wil net een vraag vra, hoekom moes ons daai klanke hoor? Hoekom moes ons dit hoor? Hoekom het hulle speaker gesit vir dit? En weet jy? Dus ek het nie 'n klou nie. Seker maar net om ons te sê, daar is iets, nee? En nou soos by 4G en Facebook en alles. En wat is Facebook? Facebook gaan alles oor ons te connect op mekaar. Het gaan alles nou oor ervaring. En hoe ons geconnect is op mekaar, ons kommunikeer die hele tyd. Ons is die hele tyd in direkte kommunikasie met mekaar. Waar jy klik op 'n button. Onmiddellik ontvang iemand 'n WhatsApp en hulle het dit. Maar ons het waar hulle is nie. It's amazing. Jy het nie slim mense nodig om ding te ontleed nie. Hy sê myself, hallo Abraham, ek is hier. Nou ek kom waar sê. Nou, nee, jy kan daar connect met mense. Ons ook waar hulle is, jy kan rebel en alles. Die wêreld het so klein geword en ons hunker na connectie toe. Ons kommunikeer deur ons sintuie. Daarom ervaar ons mekaar. Deur ons ervaring van mekaar, connect ons met mekaar. Is dit mooi? Ons kommunikeer deur ons sintuie, dis die eerste deel. So, jou oor, jou ore, jou neus, jou mond en jou hande. Daarom ervaar ons mekaar. Ons ervaar mekaar. Ons is deel van mense. Deur ons ervaring van mekaar, connect ons met mekaar. Want elke keer as ons iemand ervaar, leer ons meer van daardie persoon. En dan connect ons meer met daardie persoon. Wat doen ons dit? Verhouding bou. Daarom is 'n verhouding is daarom tyd. Hoe meer tyd ek met iemand spandeer, in die teenwoordigheid van iemand spandeer, of besig wees met iemand, hoe meer gaan die verhouding groei, en hoe dieper gaan daardie verhouding word. Jou verhouding met God berus op dieselfde beginsels. Julle sien, die Bybel is 'n manier hoe ons God leer ken. Dis 'n manier hoe ons kan connecteer met God. Dis 'n manier hoe ons in sy teenwoordigheid kan wees. En in die Bybel staan daar in Johannes 1. En hierdie is een van die mees kenmerkende en belangrikste verse wat ons ooit sal kan lees. Omdat dit so definierend is. Hier staan, heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Alles is deur God geskep. Alle lewe, jou lewe, die aarde. Niks gebeur net nie. God skep alles. So 'n vrou wat swanger is, God skep. Dis nie net 'n random ding wat gebeur, maar dit gebeur nie. God skep. God skep lewe. Daarom is niemand wat ooit gebore word 'n fout nie. Daarom is geen swangerskap sommer net so nie, wat God skep. Dis hy wat die blomme skep wat opkom. 'n Sel wat vorm en goed is God. Hy skep alles. In hom is daar lewe en die lewe is steeds in hom. Die lewe is nie nou net sommer een random dingie, dis steeds in hom. In hom
van lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig verlig die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. In die ander vertalings van die lig skyn in die duisternis. Hierdie 2 verse definieer eintlik ons pad met God. Want dit sê, alles het deur God ontstaan, so ons is die hele tyd eintlik geconnect met hom. En die ander deel is, hy is op pad terug. Hier is die begin van die Johannes Evangelie wat sê, die lig het gekom om in die duisternis te skyn. So dis die begin van hierdie ding, dat Jesus op pad is, om ons te verlig. Dat ons belangrik is, vir God. Dat God poog om 'n konneksie, 'n dieper konneksie met ons te hê. Jesus se kruis gaan oor verlossing. En deur daardie verlossing staan ons vlekkeloos voor God. En omdat ons vlekkeloos voor God staan, leef die Heilige Gees ook in ons. En kan ons dieper connect met God. Alles gaan oor konneksie. Ons verhouding met God gaan oor konneksie. En konneksie is kommunikasie. En kommunikasie is ervaring. En ervaring is my sintuie. So 'n verhouding met God te hê, moet ek hom ervaar uit. En om God te kan ervaar, moet ek eers die eerste standpunt beleef in my lewe. En dit is dat hy leef. God leef. En hy is betrokke in jou lewe, elke dag. Hy is met jou en hy loop saam met jou. As jy heel veel nag of wat ook en God is met jou. En hy is die hele tyd besig om te probeer om met jou te connect. En al wat jy moet doen is jouself net oopmaak daarvoor. Ons as mens se hinkering om met mekaar te connect, het ons weggevat daarvan om met God te wil connect. Moet jy sien wat gebeur het was, ons konneksies met mekaar het begin soveel tyd van ons opneem. Dat ons nie meer tyd het in ons wêreld om met God te connect nie. En dat ons eintlik nie meer regtig baie groot hinkering het nie, want ons vervul onsself, ons maak ons koppies vol met mekaar. Want ons kan net nie verby 'n dag deurgaan sonder op Facebook ten minste 'n halfuur of 'n uur op te wees nie. En dan ek exclude nie myself nie. Wees baie seker daarvan, want ek is a child of a time, the same child of the time that you are a child of. So ek is dieselfde kind van dieselfde tyd. So ek weet ook hoeveel FaceTime ek het op Facebook. Maar die ding is, God staan voor ons, met oop arms, hy staan by ons en hy wil ons connect met hom. Hy wil ons het hom ervaar. En dit begin, en ek gaan nou praat oor hoe ons God kan ervaar, maar het begin met die volgende wat jy eers moet verstaan. Hoe lyk my tyd met God? So, want ek gaan die hele ding terugvat. Want ek het gesê op die oude van die dag kom het meer op tyd. So nou gaan ek terugwerk. Nou gaan julle sien. Hoe lyk my tyd met God? Die eerste wat ons moet doen is ons moet onsself krities gaan vra. Ons moet onsself sê, kritiese vraag te vra beteken waarom wat jy raak, né? So kritiese vraag vra is, wat maak ek met my tyd? En onsself gaan vra, maar in my dag, hoe spasieer ek my tyd in? Is daar tyd in my lewe vir God? Jy dink nou by jouself, is daar tyd in jou lewe reg vir God? Vir tyd met God? Of is jy so besig met biologie, nas en rugby en werk en swattings en doktorale studies en accounting en wat ook al jy mee besig is en wat jy met klaar projekte en wat ook al. En dan is jy besig met ander dinge dat eventually ons segment vir God so min is. En dan weet ek, julle sê daar so net my sê yes dude, hoeveel, jy weet, dit is hoeveel tyd ek spandeer en dit al goed. En dan sê ek vir jou maar sê die God wat die heelal gecreëer het, die God wat
die rede is vir jou bestaan. Wil met jou 'n verhouding hê. Hy wil jou ervaar, net soos jy hom ervaar. Hom wil ervaar. Maar jy is nie bereid om die tyd in te sit om dit te doen nie. Daar is ons prioriteit en mixed up, en dit is ons grootste probleem in vandag se tyd. Ons kan nie self prioritiseer, ons kan nie self ons kyk in 'n range nie, want alles vat ons tyd. As ons nie tyd het vir God nie, hoeveel ons 'n verhouding met hom bou? Hoe ervaar God deur my sintuie? Hoe kan ek God ervaar? En dan gaan vir julle een ding sê, en dit is jy kan God ervaar deur stilte. Ons het 'n generasie wat bang is vir stilte. Was altyd een van 'n radiostasie of 'n musiek of iets wat gebeur. Ek moet eerstens probeer om God ervaar deur stilte. En om regtig stil te kan wees, moet ek at peace wees met myself. As ek nie at peace is met myself nie, gaan ek nie kan stil wees nie. Die tweede ding is, ek kan God ervaar, juist deur die Bybel. Die Bybel is 'n poort. Jy moet verstaan wat die Bybel is. Die Bybel is 'n poort na om God te leer ken. As jy die Bybel lees, moet jy nie die Bybel lees om dit te lees, soos wat jy 'n wiskundehandboek lees nie. Jy moet die Bybel lees en ervaar. Jy kan 'n verse aand lees en dit ervaar. Jy moet jouself sê, Psalm 23, wat ons almal ken, die Here is my herder. Wat beteken dit in my lewe as ek sê die Here is my herder? Wat is 'n herder? En wie wil ek hê as my herder? Ek wil God hê. Ek sal nie bang wees nie, want die Here is by my. Wat beteken dit vir jou? Lees jy? Ja, ek sal nie bang wees nie, die Here is by my. Ek het lekker slaap. Of sê, wow, ek sal nie bang wees nie, want die Here is by my. So ek sê, ek is tot alles in staat, die Here op my krag gee. Lees ek net op my liniaal as ek gaan toets skryf? Ja, right. Of glo ek dit? Glo jy dit? Dis wanneer ek God begin ervaar. As ek myself indulge met God. Ons moet pas op dat ons nie oppervlakkige Christene is nie. Mense wat aan die bokant sien. En as dit kom by die real stuff, dat ons fout nie. Die lewe moet diep gewortel gegrond wees in God. Hoe kry ek terug die verhouding? So stilte, die Bybel, tyd maak om die Bybel te lees en te leer. Julle, ek wil vertel gou ietsie net. Ek het gaan swat, nee, so ek het 6 jaar gaan studeer. En elke keer as ek die Bybel lees, leer ek iets niets, want die Heilige Gees praat deur die Bybel met my. Die ander manier om met God te connect, om tyd te spandeer, is deur musiek. Ons kan net luister, musiek luister, net ons selfverloos, ons gebruik as ore dan, net. So as ons oor gebruik, ons het gelees, ons ore gebruik, deur om musiek te luister. Dan kom ons by voel. En ek het gevoel, dat een van die beste gevoelens wat ek het in die lewe is die volgende gevoel. Hierdie gevoel. Jy raak maar Bybelse bladsy voel dit anders. As enige ander boek. Hy voel dit anders. Voel is om aan jou geliefdes se hand te vat en te weet God het daai persoon geskep. Voel is om die natuur te voel. Voel is om die hitte van die somer te voel en die koue van die winter. En te weet dat ons deel is van iets groter. Voel is om teenwoordig te wees by ander Christene, mede-Christene. Dan is ons sien die Bybel, maar ook die natuur. Wow, hoe amazing is die natuur nie, julle. Hoe naby van ons in God.
as jy jou hand kan indruk en die grond kan vat, tussen die vingers, die grond speel nie. Ons het die generasie gehad wat minder daarop fokus. Maar iemand is dit toch net ons op natuur, dis dit nie 'n keuse nie, want ons is geïntrigeerd daardeur. Of dit nou is in die woud, of dit nou is op die strand. Wat ook al jy like. 'n hondjie wat jy vryf. Dis goed. Hoe proe ek God? Proe om iemand te proe, seker die mees intieme sintuig wat ek kan hê met iemand. Is maar dit soet. God wil daai intimiteit met jou hê. En ek dink, as ek moet sê hoe ek God sou proe, sal dit wees om lewe te proe. Omdat alle lewe deur God geskep word, alle lewe daar is as gevolg van God, en dat God lief is vir alle lewe, beteken dit dat as ek proe ek lewe. En dit is 'n spesiale ding vir my, want as ek kan proe, beteken dit dat ek lewe. En hoe amazing is dit dat God ons die behoefte bewaar elke dag nie. Wil jy connect met die Here? Wil jy verhouding met hom? Wil jy dieper delf in jou Christendom? Wil jy jou lewe deurweek met God se liefde? Dit alles begin by jou. Dit begin by jou ingesteldheid. Om tyd met die Here te spandeer. Amen. Here Jesus, dankie